Die liedboek, lied 207, vers 1 sê die volgende: Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig, ons lof en ons lied. En hierdie woorde is woorde wat 'n mens nie sommer net sê nie, maar dit moet Heilige Gees geïnspireerde woorde wees, wat hier van binne af kom, deur die Gees geïnspireerd wanneer ons dit sê. En wanneer ons dit sê oor die Vader, oor die Seun en oor die Heilige Gees, dan beteken dit dat ons hom bely. En ek wil hê dat ons as gemeente vanoggend sal staan, voordat ons verder gaan, voordat ons hierdie lied sing. Kom ons staan en bely ons geloof saam. En nader sê ons vir die Here, Here, as ons hier saam is ons hier saam in U naam, ons glo in U, soos wat ons gesing het. Ons glo dat U die een is wat red. Ons glo dat U die een is wat genees. Ons glo dat U lewens kan verander. En dat dit vandag nog steeds moontlik is, dat U die almagtige God is. En ons bely dit. En dan bly ons staan en dan sing ons. Dan lied 207 vers 1, 3 en 4 gaan ons sing. En dan bly ons daarna ook staan, net vir 'n gebed. Kom ons staan en bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelvader, as ons as gemeente voor U staan, dan kom ons en ons bely dat ons in U glo, dat U die almagtige God is, dat U die God is wat ons lewens kom verander het, dat U met die Heilige Gees in ons woon, en dankie daarvoor. En Heilige Gees, vanoggend kom vra ons dat U in die volheid en in die grootheid kom en ons lewens aanraak en kom verander. Kom leer ons om opnuut gehoorsaam te wees en wat dit beteken om gehoorsaam te wees. Hemelvader, ons kan nie sonder U leef nie. Ons is niks sonder U nie, maar deur U is ons tot alles in staat. En daarom is ons afhanklik van U. Bid ons dat U hierdie woord aan ons oopbreek en verstaanbaar kom maak. Kom open ons geestesoë en ore. Here, kom maak ons ontvanklik vir U woord en vir U inspraak in ons lewe ook. Heilige Gees, ons vertrou U vanoggend dat U sal werk waar dit nodig is. Ons bid dit in afhanklikheid in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Kom maar sit, dankie. As jy jou Bybel saamgebring het, jy kan maar oopmaak daar by Lukas 5, dis een van die eerste gedeeltes waarby ons gaan stil staan net vandag, Lukas 5, 'n bekende gedeelte. Nou vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor gehoorsaamheid. En jy sal sien ek het nou vanoggend weer hierdie twee stoele hier gesit met die tafeltjie en die Bybel en 'n koffiebeker. Want ons het al reeds met Pinkster het ons hierby stil gestaan en het ons gesê dat tyd met God is eintlik ononderhandelbaar. Dit wat hier gebeur is belangrik vir jou lewe. So ons gaan nog baie daarby stil staan en ons gaan in 2026 volgende jaar gaan julle sien hoe gaan ons uitbrei op hierdie tema, want ons besef hoe belangrik dit is dat jy jou tyd met God spandeer en wat hier gebeur het 'n reuse impak op jou lewe. Spandeer jy nie tyd hier nie,
in jou sitkamer nie, dan gaan ek dit dan gaan die wêreld dit kan sien, dat jou impak nie groot is nie. So as ons praat oor gehoorsaamheid vandag, dan sal ons sê, maar om gehoorsaam te wees is maklik, né? Maar om gehoorsaam te wees is maklik as dit iets vir jou inhou, of wanneer dit met jou goed gaan, of wanneer jy geseënd voel. Of dis maklik om gehoorsaam te wees as ek weet wat die eindproduk is. Maar andersins is dit nie vir ons maklik om gehoorsaam te wees nie. As ek al hierdie ander goed weet, dan is ek te gewillig om gehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid stop. Gehoorsaamheid stop baie keer as dit van jou iets vra. Is jy nog gewillig om so gehoorsaam te wees wanneer God van jou iets vra wat jou dalk ongemaklik maak? Want sien, dan retireer ons en dan sê ons, dan het ons baie keer 'n klomp verskonings ten einde liefs nie gehoorsaam te wees nie. Dan sê ons baie keer vir mekaar, ek wonder, maar ek twyfel of dit regtig van die Here afkom. Want baie keer vra gehoorsaamheid dat jy uit jou gemaksone beweeg. En om binne daai gemaksone te beweeg is vir ons almal lekker. En ons voel veilig daar. Maar gehoorsaamheid gaan van jou vra om partykeer daai tree buite die gemaksone te gee en God te vertrou. Dit wat ons laasweek vir mekaar gesê het, om God te vertrou, vra iets van 'n mens. Dis nie so maklik nie. So om gehoorsaam te wees, wil ek eintlik sê is makliker gesê as gedaan. Almal sê, ek sal die Here vertrou, ek sal doen wat die Here sê, totdat hy van jou iets vra wat buite jou logika gaan, of buite jou gemaksone. Dis waar gehoorsaamheid en geloof 'n rol begin speel. Want die Here wil hê dat ek en jy gehoorsaam moet wees, selfs al maak dit nie huidiglik sin nie. Hoor dit? Die Here wil hê dat jy gehoorsaam moet wees, selfs al maak dit nie huidiglik vir jou sin nie. Want as ek tyd hier spandeer met die Here, en dis my sitkamertyd, en hier praat ek met die Here, hier worstel ek 'n klomp goed uit, en ek luister na sy stem, dis my tyd, my kwaliteit tyd met hom. En as die Here vir jou hier ietsie sê, en jy klaar dit met die woord uit, en jy kry daai versekering, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat van die Heilige Gees afkom, dan moet jy gehoorsaam wees. Dan kan jy nie sê, maar Here, dit is buite my gemaksone nie. Dalk wil die Here hê jy moet bietjie buite jou gemaksone beweeg. Want wat gebeur as ek buite my gemaksone beweeg? Dis wanneer groei plaasvind in 'n mens se lewe. En is dit nie wat die Here wil hê nie? Groei, want dan vertrou ek minder op myself en meer op hom, want Here, ek ken nie die pad vorentoe nie. Dis soos die verhaal in Lukas 5, kom ons kyk gou daarna. In Lukas 5 het ons daai baie bekende verhaal van die roeping van die eerste disippels. Ou Simon Petrus hulle, wat hulle is vissermanne. En dit was maar 'n gewone dag daar op die see gewees, maar 'n moeilike dag. Absoluut niks gevang nie. Nou is hulle daar besig, hulle het aan wal gegaan, besig met die nette om alles reg te maak, miskien vang hulle môre iets. En dan het ons die verhaal, wat Jesus vir hom sê, ek wil in jou bootjie klim. Van vers 3 af, 5 vers 3. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om 'n entjie van die oewer af weg te stoot, want daar was baie mense waarskynlik, né? So as hy 'n entjie weg is, dan pla die mense hom nie, en hy kan met hulle praat oor die koninkryk van God. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters toe, en gooi julle nette uit. Kyk al, gooi julle nette uit om te vang.
En dit is waar hierdie tipiese situasie sou plaasvind. Wat ek hoor die stem van die Here, maar Here, U verstaan nie, dis nie hoe dit werk nie. En dit is eintlik wat ons hier nie lees nie, dat hy eintlik vir hom sê, ek is die visserman. Ek weet hoe dit werk. Ons was nou die hele tyd uit op hierdie meer gewees. Ons het niks gevang nie. Hoekom sal ons nou iets vang? Dis nie nou die tyd om te vang nie. My logika sê dit vir my. En dan, kyk wat sê die gedeelte verder. Meneer antwoord, vers 5. Meneer antwoord Simon, ons het die hele nag deurgeswoeg sonder om iets te vang. So daar begin hy 'n bietjie met hom redeneer. Maar, en dis waar die verskil inkom, maar op U woord sal ek die nette uitgooi. En dis waar gehoorsaamheid inkom. Verby sy logika sê hy, goed, op aandring van U woord sal ek gehoorsaam wees aan U woord en ek sal die nette uitgooi. En wat gebeur daarna is die wonderwerk. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Sien, wat gebeur? Daai klein daad van gehoorsaamheid, maar op aandring van U woord sal ek dit doen. Daai gehoorsaamheid het sy lewe kom verander. Hy het nie geweet wat gaan die uiteinde daarvan wees nie. Waarskynlik nog 'n lang ruk wat hy op hierdie meer moet wees. Maar toe draai dit heeltemal anders uit, omdat hy gehoorsaam was, omdat hy vertrou het. Partykeer kan die Here dalk vir jou ietsie sê in jou sitkamertyd. Die vraag is of ek en jy gehoorsaam is daaraan of nie. Onthou, partykeer kan dit jou uit jou gemaksone uitvat. Dit het Petrus se lewe verander. Dalk kan dit jou lewe ook verander. Gehoorsaamheid is nie so eenvoudig soos wat 'n mens dink nie. Want ons weet ons ken almal die voorbeeld van om te hoor en te luister. Daai hele ding van hoor en luister. Die ma wat vir die kind sê, gaan maak asseblief daai de mekaar kamer van jou skoon. Ja, ma. Die kind het gehoor. Maar dit beteken nie die kind het geluister nie. Want die luisteraksie is wanneer die daad by die woord gevoeg word. Wanneer dit wat ek hoor, begin doen. Eers as jy hoor daar's 'n geskarrel in die kamer of jy hoor die stofsuier of wat ook al, dan weet jy dat jou kind gehoor het en geluister het en nou doen. En dit is wat gehoorsaamheid kom sê vir ons, dis nie net woorde wat jy hoor hier nie. Dis iets wat in die praktyk moet grondvat. Presies soos wat die boek Jakobus vir ons sê, is dat ek wil nie net van jou geloof hoor nie. Ek wil hê dit moet grondvat in die praktyk. Ek wil dit in jou dade kan sien. Ek wil vanuit jou bewegings uit kan sien dat jy glo. Nou dieselfde beginsel. Ek wil vanuit jou bewegings kan sien dat jy gehoorsaam was aan jou sitkamertyd. Aan die tyd wat jy met die Here spandeer. Partykeer is ons te veel gepla oor dit wat mense sê. Partykeer is ons te veel gepla oor dit wat die samelewing sê, of dit wat ons lees op sosiale media. Die Here is van generasie tot generasie daar, van geslag tot geslag. En as ek en jy nie meer hier is nie, sal hy nog steeds hier wees. So daarom kan ons maar luister na sy woord. En as ons net, en ek dink is belangrik, as ons praat oor gehoorsaamheid, dan moet ons gaan kyk, maar hoe dink die Here oor gehoorsaamheid? Wat sê die woord vir ons mooi oor gehoorsaamheid? Want as ons gaan kyk in die Ou Testament en die Nuwe Testament, kry ons hierdie twee
spesifieke woorde rondom gehoorsaamheid wat mooi betekenisse het ook. As ons gaan na die Ou Testament toe, dan gebruik hy die woord shema, wat eintlik beteken hoor, ek moet dit hoor, maar ek moet doen ook, so ek moet daad by voeg by dit wat ek gehoor het. In Grieks gebruik hy nou weer 'n ander woord, bloot net tegnies wat ek nou vir jou sê, hypakouo, gebruik hy hierdie, maar, hoor mooi, die Hebreëus sê vir jou, hoor en doen is een ding, dis om gehoorsaam te wees, hoor en doen, terwyl die Grieks vir jou sê, dis om te hoor, en eintlik, omdat ek respek het vir die ene wat met my praat, daarom doen ek dit wat hierdie ene vir my sê. Dis wat die Nuwe Testament, wanneer die Nuwe Testament oor gehoorsaamheid praat, is dit hierdie verbintenis wat hy gebruik. Nou, sekerlik een van die bekendste gedeeltes, mens kan baie daaroor praat, is Deuteronomium 6 vers 4, wat die Shema Yisrael is, wat eintlik sê, hoor Israel, wanneer die Here met hulle praat, dis die Jode se credo. Dit is baie interessant as 'n mens bietjie daaroor gaan lees, maar waarop dit neerkom is dat die Here vir die Jode gesê het, hoor. En as hy sê, hoor Israel, dan sê hy vir hulle eintlik, doen dit wat jy hoor. Doen dit wat jy hoor. Luister en wees gehoorsaam. Hulle sê eintlik die woord shema, wat in Hebreëus beteken luister, sê eintlik is om te luister met jou hart en jou lewe te verander volgens wat jy gehoor het. Om te luister met jou hart en jou lewe te verander op grond van wat jy gehoor het. Kom ons maak dit van toepassing hier in jou tyd wat jy met God spandeer, is om te luister met jou hart, is om regtig oop te wees vir die werking van die Here. Maar dit te doen dan, dis lewensveranderend, dit dan te gaan doen, dis wat die Here van ons verwag. In die Hebreëse konteks, in die Ou Testamentiese konteks, as jy nie gedoen het nie, het jy net nooit, dan sê hulle, maar jy het net nooit geluister nie. Nuwe Testament sien ons dit eintlik in voorbeelde van Jesus se lewe. In die Nuwe Testament, veral in Johannes Evangelie, sien ons dit baie. Wanneer Jesus dan spesifiek praat en hy sê, ek doen net, hoor wat sê hy, hy gebruik die Ou Testament, ek doen net dit wat ek van die Vader af hoor. Ek doen nie goed uit my eie uit nie. Dit wat ek van die Vader hoor, dit doen ek net so. En dis die beginsel wat ons hier moet toepas. Dit wat ek van die Vader hoor, is dit wat ek moet gaan doen. So Jesus kom leer dit vir ons. Hy is die vergestalting van gehoorsaamheid. Nou hoor wat sê hy vir ons in Johannes 10. Net daai een vers, Johannes 10 vers 27. Hoor wat sê hy? Hy sê, my skape, dis nou ek en jy. My skape luister na my stem en hulle volg my. So hy sê, as jy dus my kind is, daai skaap is waarvan hy praat as hy daai beeld gebruik. My skape luister na my stem, so hy gebruik weer eens hierdie voorbeeld van, as ek luister, dan moet ek doen. My skape luister na my stem en hulle volg my. So hy kom voeg hierdie twee goed by, want wat het Jesus gedoen? Kom ek vat jou gou. In die Nuwe Testament sien ons dat Jesus respek het vir die Vader. Hy het respek vir die Vader, so hy luister wat die Vader sê en hy doen dit. En hy verwag van ons dieselfde. Ons moet hoor wat die Vader sê en ons moet dit gaan doen. Noag. Wat sou gebeur het as Noag nie geluister het nie? As hy gehoor het, kom ons sê Noag se sitkamertyd, as hy God se stem gehoor het, maar hy het nie gereageer nie, wat sou die gevolge daarvan gewees het? Vir Noag moes buite sy gemaksone beweeg om gehoorsaam te wees. Dit het nog nooit gereën nie, maar hierdie man bou hierdie groot skip, hierdie ark.
alhoewel dit nog nie 'n druppel gereën het nie. En eers toe die deure van die ark toe gaan, toe begin dit reën. As hy nie gehoorsaam was nie, sou dit reuse gevolge gehad het vir sy gesin, vir die mensdom. Interessant as jy na Moses se lewe kyk. Moses, saam met die gehoorsaamheid was daar seëninge gewees. Wat gebeur toe hy ongehoorsaam is? Straf die Here hom. Die gevolg is, kan nie in die beloofde land ingaan nie. Selfs met Petrus, op grond van sy gehoorsaamheid verander sy lewe. Kom ons vra dit vir onsself vanoggend. As die Here vir jou sê, vergewe, hoe gehoorsaam is jy daaraan? As die Here vir jou sê, spreek vry, hoe gehoorsaam is jy daaraan? Of laat jy toe dat dit soos 'n kanker aan jou vreet? As die Here vir jou sê, gaan wees 'n ligdraer in hierdie wêreld, hoor jy dit? Ons spreek dit al hier van, ek weet nie, baie jare, wat ons spreek en sê, in NG Suid moet jy onder andere 'n ligdraer wees. Tot watter mate dit wat jy hier hoor, gaan leef jy hier uit, hier in Nelspruit, of op ander plekke. As die Here vir jou kom sê in sy woord, of in jou sitkamertyd, my kind, ek is die enigste Here. Ek is die enigste Here. Wys jy dit in jou lewe, in die praktyk, dat hy die enigste Here is? Leef jy, vertrou jy so, glo jy so, dat hy die enigste Here is? Of hou jy vas aan 'n paar ander goed? Sien in Filippense 2, daai gedeelte, kom vertel vir ons van Jesus se gehoorsaamheid. En daar in Filippense 2 vers 8 sê eintlik, Jesus, die oorspronklik sê, Jesus het geword gehoorsaam. So as ons kyk na Jesus, dan moet ons eintlik die woord gehoorsaam sien. Maar watter beginsel was betrokke gewees? Ek dink 'n belangrike beginsel by hom was nederigheid. Want as hy nie nederig was nie, dan sou hy nie gehoorsaam gewees het nie. As ek en jy, of as jy sit in jou sitkamertyd, maar jy's te vol van jouself, dan is daar mos nie plek vir God nie. Die Here sê, ek en jy moet ook soos wat Jesus, dieselfde gesindheid moet daar wees wanneer ek hier sit. Dieselfde gesindheid moet daar wees, en dis een van nederigheid. Om te sê, Here, in die Nuwe Testament kom sê dit, gehoorsaamheid is wanneer ek respek het, en ek luister na iemand wat hoër is as ek, en ek begin dit doen. Ek het respek vir u, ek glo in u is my Here, en daarom sal ek dit doen. Soos 'n nederigheid beteken ook 'n openheid vir die Here. En dis wat Jesus gehad het. Toe die Vader vir hom sê, jy is my geliefde seun, het hy homself nie verhef nie. Hy het in nederigheid aanbeweeg. Toe die Vader hom roep om te lei daar in die kruisiging, het hy nie gevlug nie. Wat doen hy? Hy bid. Hy sê, nie my wil nie, Here, maar u wil. Ek wil net gehoorsaam wees aan u. Om gehoorsaam te wees beteken om afhanklik te wees. En as ek en jy sê ek wil gehoorsaam wees aan die Vader, dan beteken dit dat ek afhanklik van hom moet wees. Dat ek dan uit my gemaksone uit moet beweeg. As gevolg van Jesus se gehoorsaamheid, het jy al daaraan gedink, Romeine 5 vers 19 skryf dit, vers 18 en 19. Wat het met Adam en Eva gebeur? As gevolg van die eerste Adam se ongehoorsaamheid, wat het in die lewe gekom? Dood. As gevolg van Jesus, wat Paulus sê, die tweede Adam is, as gevolg van die tweede Adam se gehoorsaamheid,
wat kom? Lewe. Dis hoekom ek en jy vandag lewe kan hê in Christus, deur Christus. Sy gehoorsaamheid het lewe kom bewerkstellig vir my en jou. As jou Bybel oop het, gaan net daarna na Lukas 6 toe. Lukas 6. Hoor wat sê Lukas 6 vir jou? Daarvan vers 46 af. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here en nie doen wat ek sê nie? So hy sê eintlik vir jou, as ons net daar kan stop, hy sê, watter sin het dit dat jy elke dag hier kom sit en sê Here, Here en uit my woord uit lees en dit bestudeer? Hy sê, watter sin het dit as jy dit nie gaan doen nie, as jy nie gaan toepas dit wat die woord vir jou sê nie? So vir die Here is dit baie belangrik dat ek en jy sal doen. Want ons hak baie keer vas deur net ons glo. Here, ons glo. Ja, dis baie belangrik. Want jou werke bring jou nie in die hemel nie, jou geloof bring jou in die hemel. Maar die Here sê, ek wil weet dat dit wat jy glo, dat ek dit kan sien, dat jy dit gaan uitleef, want jy moet my koninkryk uitbrei. So hier, moenie net vir my sê Here, Here nie. Moenie net 'n lekker tyd saam met my hê nie. Ek wil sien dat jy dit doen in hierdie wêreld. Ek wil dit sien in jou werke en jou dade. So hy sê, wat help dit jy sê vir my Here, Here en doen nie wat ek sê nie. Vers 47. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister. Kyk hoe praat hy daaroor. En doen wat ek sê. So vir die Here is dit luister en doen wat ek sê. Ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. En dan gebruik hy hier die voorbeeld, kort voorbeeld. Hy sê, hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het, sonder 'n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort. En daardie huis het een groot puinhoop geword. Wat sê dit vir ons vir vandag? Hy sê vir jou, ek pleit by jou dat jy tyd met die Here sal spandeer. Maar wanneer jy tyd spandeer, dat jy dit gaan doen ook. Want as jy hier vandaan, hierdie is 'n veilige ruimte, wanneer jy jou tyd met God spandeer. Maar ons kan nie net altyd soos 'n skip in 'n hawe bly nie. Die skip is gebou om in die see te gaan. So ek en jy moet in die wêreld beweeg. In die wêreld is dit moeilik. Daarso is mense wat jou ondergang soek. Ons leef in 'n wêreld waar dit vir elkeen eintlik om onsself gaan. 'n Korrupte samelewing. En dis waar ons die verskil moet maak. So wanneer die wêreld se stem en die filosofie van die dag kom, dan moet jy die onderskeidingsvermoë hê om nie daarmee saam te gaan nie. Omdat jy doen dit wat die Here vir jou sê en nie doen dit wat die wêreld nie. En dan bou jy op 'n stewige fondasie. Maak nie saak wat die wêreld na jou kant toe gooi nie. Jy is gebou op 'n stewige fondasie. Jy doen dit in afhanklikheid van die Heilige Gees en in nederigheid. Dit is baie eenvoudig, julle. Hier is baie onderwysers in die gemeente. So 'n onderwyser hou van 'n gehoorsame kind. 'n Kind wat die goeders doen wat die onderwyser sê, wat stil bly, die huiswerk doen en leer en al die goede. Hulle hou daarvan. So hulle gesindheid teens daai kind is dan so 'n bietjie anderste, né? Dis vir jou lekker om met daai kind te werk, want die kind is gehoorsaam. So die kind luister. Selfs met die Here. Hoe gehoorsaam is jy? Die Here sê vir jou, moenie net vir my sê Here, Here nie. Moenie my aanbid en nie gaan doen wat ek vir jou sê nie.
Dis die opdrag wat ons het. Dis die opdrag wat ons as gemeente het om te sê, goed Here, ons weet hierdie is belangrik. Maar ons wil nie net in hierdie veilige ruimte van my sitkamer waar ek sit of my studeerkamer waar ek sit en stilte tyd hou. Ek wil nie net daar nie. Ek wil nie net op 'n Sondag hier nie. Ek wil as ek daar buite is en die wêreld kom met sy uitdagings en moeilikhede, dan wil ek steeds gehoorsaam wees. Want ek glo U sal vir my deurkom in die lewe. Hoe gehoorsaam is jy? Dit is net iets wat jy kan antwoord. Die Heilige Gees sal dit vir jou sê. Ek wil hê dat ons sal staan as gemeente. Kom ons staan en dan praat ons vanoggend staande met die Here, uit respek uit. En dan bid ons en dan gee ek vir jou geleentheid om staande net vir die Here te sê, Here, hier is ek. Praat met hom wat op jou hart is, wat die Heilige Gees op jou hart druk. Stil gebed van verootmoediging, terwyl daar saggies in die agtergrond net 'n lied speel. So. En dan bly ons staan en dan sonder aankondiging sing ons 'n lied saam. Kom ons staan. Praat met die Here.